Wie en wat moet ek glo as almal sê, so sê die Here? Ons leef in 'n tyd waarin byna elke tweede mens sê, die Here het vir my gesê, of die Here het vir my gewys. Die Here gee vir my 'n woord. Die Here het my dit op die hart gelê. En natuurlik glo ons dat die Here leef. Ons glo dat die Here deur sy Gees werk, dat hy mense roep, stuur, dat hy hulle oortuig en dat hy hulle lei. Maar nou is die vraag, hoe weet ek wat werklik die stem van die Here is? Hoe weet ek wie moet ek glo wanneer daar soveel mense is wat godsdienstige taal gebruik? Hoe onderskei ek tussen iemand wat werklik die evangelie van Jesus Christus verkondig en iemand wat net sy eie gedagtes met die Here se naam probeer gewig gee? Kom ons lees uit Handelinge 8, want hier gee die Bybel vir ons 'n baie duidelike antwoord op hierdie vraag. Handelinge 8, vers 26 tot en met vers 40. En 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza, dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandake, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en om die profeet Jesaja hoor lees en hy sê, verstaan u wel wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord hom en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. Tot sover uit die woord van die Here. Elkeen wat 'n kind van God is, moet ook luister na die woord van God. Amen. Hier in Handelinge 8 kry ons 'n man uit Ethiopië. Hy's 'n belangrike staatsamptenaar. Ons kan sê hy was soos 'n soort minister van finansies, want hy het die bates en die geld van die koningin van Ethiopië bestuur. Nou hy is op 'n reis, hy lees uit die profeet Jesaja, daar waar hy op sy wa sit, en hy verstaan nie wat hy lees nie. Dan stuur die Here vir Filippus na hom toe, en Filippus kom en hy doen nie iets dramaties of geheimsinnig nie. Nee, hy begin by die skrif, hy begin by die rol van Jesaja wat hier oop lê voor die man, en hy verkondig daaruit aan hom die evangelie van Jesus Christus. En die gevolg is eenvoudig, maar diep. Die man glo, hy word gedoop, hy sit sy reis met blydskap voort. Maar daar is tog baie meer in hierdie gedeelte, en ek wil dit vandag saamvat onder hierdie een vraag, wat is die merktekens van suiwer verkondiging van die evangelie? As almal vir jou sê, so sê die Here, waaraan meet jy die waarheid daarvan? Handelinge 8 wys vir ons minstens 7 merktekens. Die eerste een, die Here stuur self sy verkondigers. Die eerste ding wat ons hier moet raak sien, is dat Filippus hom nie self stuur nie. Handelinge 8 sê, 'n engel van die Here
kom na Filippus toe en sê vir hom, maak jou klaar en gaan. Daarna sê die Gees vir hom, gaan nader en bly by daardie wa. Filippus kom nie as 'n selfaangestelde geestelike avonturier nie. Hy kom nie as iemand wat los staan van die kerk van Jesus Christus en van die gemeente nie. Hy is een van die manne wat in Handelinge 6 deur die gemeente gekies is, wat deur die apostels goedgekeur is, op wie hulle die hande gelê het. En later word hy in Handelinge 21 vers 8, Filippus die evangelis genoem. Met ander woorde, Filippus is nie maar net 'n ou met 'n opinie wat gehoor moet word nie. Hy's 'n gestuurde dienaar, 'n voorbereide dienaar van Jesus Christus. Nou beteken dit sekerlik nie net dat net amptsdraers ooit van Christus mag getuig nie. Inteendeel, elke gelowige word geroep as 'n getuie van Jesus. Maar dit beteken tog dat ons versigtig moet wees vir mense wat hulle self sommer net aankondig as God se spesiale stem, sonder verantwoordbaarheid, sonder kerk, sonder gemeente, sonder toetsing, sonder enige verbintenis aan die apostoliese evangelie. In die Bybel stuur die Here mense, hy roep, hy vorm, hy plaas hulle onder sy woord. Hy verbind hulle aan sy gemeente, hy maak hulle dienaars, nie geestelike celebrities nie. Paulus vra in Romeine 10, hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur is nie? En dit is juis die eerste merkteken wat Handelinge 8 hier vir ons wil uitwys. Suiwer verkondiging begin nie by 'n mens wat homself groot maak nie. Dit begin by die Here wat sy dienaar stuur. Tweedens wys Handelinge 8 vir ons, die woord van die Here kom nie na ons los van die skrif nie. Die tweede merkteken is baie duidelik. Filippus begin hier by die skrif. Die Ethiopiër sit en hy lees uit die rol van Jesaja. Hy lees waarskynlik uit Jesaja 53 waar daar staan, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. Nou let op wat Filippus doen. Hy sê nie, maat, ek het nou hier vir jou 'n nuwe openbaring nie. Hy sê nie, jong, sit 'n bietjie weg daai, vergeet eers van daardie, ek het hier 'n vars woord vir jou nie. Jy begin by die skrif wat oop voor die man lê. Handelinge 8 vers 35 sê, Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Dit is 'n geweldige, belangrike sin. Suiwer verkondiging begin nie by die prediker nie. Dit begin nie by die prediker se drome, se indrukke, se stories, se persoonlike ervarings nie. Dit begin by die skrif, by die woord van God. Nou beteken dit sekerlik nie dat 'n prediker nooit voorbeelde mag gebruik nie, of dat hy nooit die wêreld waarin ons leef mag aanspreek nie. Maar die gesag van die boodskap lê nie by die voorbeelde of by die prediker se persoonlikheid of se leefwêreld nie. Dit lê in die woord van God. Die vraag wat jy vir jouself moet vra is dus nie, praat hy, preek hy mooi nie. Die vraag is nie, klink hy oortuigend nie. Die vraag is nie, hoeveel mense kan hy emosioneel aanraak deur dit wat hy daar sê nie. Die vraag is, gaan die skrif oop? Word die woord reg gelees? Word Jesus Christus uit die skrif verkondig? Psalm 119 vers 130 sê, die opening van u woorde gee lig. Dit is presies wat hier gebeur. Die man lees, maar hy verstaan nie. Dan maak Filippus die skrifte aan hom oop en daar kom vir hom lig. Die derde saak wat in Handelinge hoofstuk 8 uitstaan vir ons is dit, suiwer verkondiging staan ook nie los van die geloof van die kerk nie. Nou hier kom Filippus nie met 'n privaat interpretasie wat niemand voor hom nog ooit geken het nie. Hy verkondig Jesus Christus soos wat die apostels Jesus Christus verkondig het. Hy bring nie 'n ander Christus nie, hy bring nie 'n ander evangelie nie. Hy staan binne die geloof van die kerk wat gebou is op die leer van die apostels. Handelinge 2 sê vir ons, die eerste gemeente het volhard in die leer van die apostels. En dit is die bedding, die fondament waarop Filippus staan. Vandag is dit ook vir ons baie belangrik. Daar is mense wat
praat asof die Heilige Gees eers vandag met hulle begin praat het. Daar is mense wat praat asof daar nie 'n kerk voor hulle was nie, asof daar nie apostels was nie, asof daar nie 'n belydenis was wat die kerk gevolg het deur al die eeue nie. Asof elke mens nou maar self sy eie Bybel, sy eie openbaring kan hê, sy eie evangelie kan saamstel en kan skryf. Suiwer verkondiging staan nie los van die verkondiging van die kerk van alle eeue nie. Natuurlik is die skrif die hoogste gesag. Geen belydenisskrif staan ooit bokant die Bybel nie. Maar die verkondiging van die kerk en die verstaan van die kerk van die evangelie van Jesus Christus is deur die eeue bewaar en opgeteken in die belydenisse van die kerk. Die belydenis van die kerk is nie vir ons 'n las nie, dit is 'n beskerming. Dit help ons om nie elke nuwe stem, elke nuwe modegier, elke nuwe die Here sê boodskap te sluk en vir soetkoek op te eet nie. Paulus sê in Galasiërs 1, selfs al sou 'n engel uit die hemel 'n ander evangelie bring, moet ons dit verwerp. Ja, dit is skerp taal, maar dit is nodig. Want nie alles wat geestelik klink is evangelie nie. Nie almal wat die naam van die Here gebruik, bring die woord van die Here nie. Suiwer verkondiging moet ons meet aan die woord van die Here en aan die belydenis van die kerk. Suiwer verkondiging is nie nuut omdat dit vreemd is nie. Dit is vars omdat dit die ou ware evangelie van Jesus Christus weer helder laat klink, soos wat die kerk dit telkens helder laat klink het. Dan kom ons by die hart van hierdie gedeelte, wat terselfdertyd die 4de merkteken is, wat Handelinge 8 vir ons wil onderstreep. Suiwer verkondiging verkondig Christus. Filippus begin by Jesaja 53 en verkondig aan hom Jesus. Dit is die kern, nie Filippus nie, nie die Ethiopiër se lewensverhaal nie, nie 'n algemene godsdienstige praatjie of 'n motiverende boodskap oor hoe hierdie Ethiopiër sy drome en sy ideale moes bereik nie. Christus. Dit is wat hy aan hom verkondig. Jesaja praat van die een wat soos 'n skaap na die slagplek gelei word, die een wat verneder word, die een wat onreg ly, die een wat nie sy mond oopmaak om homself te verdedig nie. En nou sê Filippus vir hierdie Ethiopiër, hierdie skrif praat van Jesus. Hier moet ons mooi luister. Suiwer verkondiging van Christus is nie net om die naam Jesus te gebruik in dit wat jy sê nie. Dit is om hom te verkondig soos wat die skrif hom vir ons leer. Christus die gekruisigde, Christus wat ons sonde dra, Christus wat in ons plek ly, Christus wat opstaan, Christus wat Here is, Christus wat sondaars roep tot bekering en geloof. Daarom kan suiwer verkondiging nie sonde ignoreer of wegpraat nie. As die verkondiging nie van die sonde praat nie, ons nie met ons sonde konfronteer nie, het ons nie 'n verlosser nodig nie. Maar suiwer verkondiging kan ook nie by die sonde ophou nie. Dit kan nie net van die sonde praat nie. As daar net 'n aanklag is en daar is geen Christus nie, is daar geen goeie nuus, geen evangelie nie. Die evangelie sê albei is nodig. Jou sonde is werklik, maar jy moet ook hoor van Christus, wat die werklike verlosser is. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 5, ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here. Dit is die toets. Word die prediker groot, of word Christus groot? Word mense aan 'n persoon vasgebind deur daardie verkondiging, of aan die Here? Gaan mense weg en sê, wat 'n merkwaardige prediker, of sê hulle, wat 'n wonderlike verlosser? Johannes die Doper het dit eenvoudig gesê, hy moet meer word, maar ek minder. Dit is die gees van suiwer verkondiging. En nou die 5de saak wat ons uit Handelinge 8 sien oor die suiwer verkondiging van die evangelie. Suiwer verkondiging bring 'n mens tot belydenis.
Die evangelie wil nie net vra dat ek belangstel nie. Dit wil nie net vra dat ek sê, mensig, maar dit was nou interessant nie. Dit wil my bring tot geloof en belydenis. En dit is waarop Filippus se prediking aan die Ethiopiër uitgeloop het. Hy beweeg van iemand wat vra, wat beteken dit alles, na iemand wat sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Dit is tegelyk die doel en die resultaat van die suiwer verkondiging van die evangelie. Dominee, pastoor, as jy nie self glo dat Jesus die Christus is nie, en as jy dit nie ten doel het om iemand tot hierdie belydenis te bring, dat hy die Christus, die Seun van God is nie, waarmee is jy besig? Nie met verkondiging van die evangelie nie, dalk met 'n interessante motiveringspraatjie, met 'n inspirerende verhaal van iemand wat 'n goeie lewensvoorbeeld is, dalk saam met jou hoorder op 'n ontdekkingstog na 'n beter self, 'n beter lewe nou, maar as die verkondiging nie ten doel het om die hoorder te bring by die belydenis dat Jezus die Here, die Seun van God is nie, is dit niks meer as praatjies nie. Is dit nie suiwer woordverkondiging nie. So praat die Nuwe Testament in Romeine 10 oor geloof. Luister mooi. Hoe kan jy hom aanroep, staan daar, as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking is niks anders as die verkondiging van Christus nie. Die doel van suiwer verkondiging is nie net om mense godsdienstig nuuskierig te hou of om hulle vir altyd in 'n mistieke soektog na 'n dieper selfverstaan te laat hang nie. Suiwer prediking bring elke mens voor Christus te staan met die vraag, wie sê jy is hy? Is hy net 'n voorbeeld? Is hy net 'n profeet uit die ou tyd? Is hy net 'n wonderlike inspirasie? Of is hy die Seun van God, die gekruisigde, die opgestane Here, deur wie ook jy vergifnis van sonde en die lewe het? Suiwer verkondiging bring jou tot die belydenis, Jesus Christus is die Here, die Seun van God. Hierdie Ethiopiër glo dan op grond van die verkondiging van Filippus, en ons lees dan word hy gedoop. Dit bring vir ons by die 6de merkteken van suiwer verkondiging, naamlik suiwer verkondiging verbind die gelowige aan Jesus Christus en sy liggaam. Dit wat die Ethiopiër hier beleef, is nie maar 'n los geestelike ervaring wat net tussen hom en sy gevoel bly nie. Nee, sy geloof kry 'n sigbare teken. Hy kry die sigbare merkteken daarvan dat hy deur die geloof, deur hierdie belydenis dat Jesus die Here is, die Seun van God, deel kry aan Jesus Christus en aan sy volk op aarde. Nou moet ons mooi raak sien, die doop is nie maar 'n klein bysaak in hierdie gedeelte nie. Dit wys dat die evangelie 'n mens nie net privaat verander nie. Dit bring jou in die oopte, daar waar jy bely, Jesus is die Seun van God. Dit bring jou in Christus in, dit bring jou by sy liggaam in. 1 Korintiërs 12 sê, deur een gees is ons almal tot een liggaam gedoop. En Efesiërs 2 sê, gelowiges, met ander woorde, daardie mense wat gekom het tot die belydenis dat Jesus die Seun van God is, gelowiges, is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dit is baie, baie belangrik in ons tyd. Want daar is vandag soveel mense wat 'n los Jesus wil hê. 'n Jesus sonder 'n kerk. 'n Jesus sonder 'n liggaam. 'n Jesus sonder gemeenskap, 'n Jesus sonder doop, sonder belydenis, sonder gehoorsaamheid, sonder verantwoordbaarheid. Maar dit is nie hoe die geloof in Jesus Christus werk nie, en dit is nie hoe die evangelie hier in Handelinge werk nie. God red nie mense om hulle geestelik alleen te laat ronddryf nie. Hy voeg hulle by sy volk, hy maak hulle deel van sy liggaam, hy bring hulle onder sy woord saam met ander gelowiges.
Ja, ek hoor jou. Natuurlik is die kerk gebroken. Natuurlik het mense seer gekry in die kerke en jy dalk ook. Natuurlik is daar valsheid, magsmisbruik, oppervlakkigheid wat aangespreek moet word. Maar die oplossing is nie 'n los Christenskap sonder die liggaam van Christus nie. Wanneer Christus jou gryp, trek hy jou nie net uit die donker uit nie, hy bring jou huis toe. Hy tel jou op en hy bring jou na sy gesin toe, na die huisgesin van God toe, die liggaam van Jesus Christus. Dan eindig hierdie verhaal met een van die mooiste sinne hier in Handelinge 8. Die Ethiopiër het sy reis met blydskap voortgesit. Dit is die 7de merkteken van die suiwer verkondiging. Suiwer verkondiging bring blydskap by die hoorder daarvan. Let op, baie van sy omstandighede het waarskynlik nie verander nie. Hy is nog steeds op dieselfde pad. Hy moet nog steeds teruggaan na sy werk toe. Hy bly 'n man met baie verantwoordelikhede. Hy lewe steeds in 'n wêreld waar hy moet gaan rapporteer aan die koningin van Ethiopië. 'n Wêreld van politieke mag, van druk, van vrae en onsekerheid. Maar hy is nie meer dieselfde mens op dieselfde pad nie. Hoekom nie? Die woord van die Here het vir hom oopgegaan. Christus is aan hom verkondig. Hy het Christus ontvang. Hy is deur die geloof en die doop aan Jesus Christus en sy liggaam verbind. Hy wat van Ethiopië afkom, is nie meer buite nie. Hy is nou kind van God. Hy is deel van die volk van God. Sy blydskap is nie net 'n oppervlakkige blydskap nie. Dit is nie die soort opgewondenheid wat jy kry wanneer alles in jou lewe skielik maklik loop nie. Ja, dit is die dieper blydskap van iemand wat weet, God het my nie in die donker gelos nie. Hy het sy woord vir my oopgemaak. Hy het my by Christus uitgebring. En nou, soos daar in Romeine 8 staan, kan geen dood of lewe, geen engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping my skei van die liefde van God, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. Dit is wat die woord doen, wanneer die Gees dit oopmaak. Dit bring lig, dit bring lewe, dit bring Christus, en waar Christus is daar blydskap. Nou kom ons gaan nou terug na die vraag waarmee ons begin het. Wie en wat moet ek glo, as almal sê, so sê die Here? Handelinge 8 is nie onduidelik daaroor nie. Dit gee vir ons 'n baie praktiese toets. Dit sê, moenie elke stem glo wat godsdienstig klink nie. Moenie elke mens glo wat sê, so sê die Here nie. Meet die boodskap aan die skrif. Vra of dit die evangelie dra, of dit Jesus Christus verkondig. Vra of dit erns maak met ons sonde, waarvoor Jesus aan die kruis moet sterf. Vra of dit jou wil bring tot die belydenis dat Jesus die Christus die Here is. Vra of dit jou bind aan Christus en sy liggaam, of vervreemd dit jou eerder. Vra of dit die blydskap bring wat net kom in die hart van die mens wat Jesus Christus op die pad ontmoet het. Aan die einde van hierdie skrifgedeelte verdwyn Filippus uit die verhaal en die hofdienaar gaan voort met Christus, met die woord, met blydskap. So moet die suiwer verkondiging van die evangelie jou ook agterlaat. Nie gebind aan 'n mens of aan 'n prediker nie, maar gebind aan die woord, gebind aan Christus. Nie terwyl jy nog wag vir die vreugde van 'n deurbraak van veranderde omstandighede nie, maar met blydskap, omdat jy in Christus klaar die grootste skat in hemel en op aarde het. Wie Christus gevind het, het rede om met blydskap sy reis voort te sit. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, dankie dat U ons nie in verwarring los, wanneer daar soveel stemme is wat sê, so sê die Here nie. Dankie vir U woord, wat vir ons lig gee op ons pad. Leer ons om nie elke stem te glo nie, maar om alles aan U woord te toets. Bewaar ons van misleiding, van mensverheerliking en van 'n geloof wat gebou is op gevoelens en op die indrukke of persoonlikhede van mense. Here Jesus, bring ons telkens weer terug na U toe. Laat elke verkondiging wat ons hoor, ons nie by mense laat vassteek nie, maar by U, die gekruisigde en die opgestane Here.
Werk dan deur u Gees in ons harte, sodat ons met ware geloof kan bely, Jesus Christus is die Seun van God, ons Here. Verbind ons aan u liggaam, die kerk. Leer ons om u woord lief te hê, u waarheid te soek en te onderskei, en met blydskap verder te gaan op die pad waarop u ons plaas. Mag u naam in alles verheerlik word. Amen. Baie dankie dat jy nou vir 'n paar minute saam met my, Rian Joubert, stil geraak het rondom die woord van die Here. As jy nog nie gelowig op pad volg nie, doen asseblief so op enige van die kanale wat hier op die skerm vertoon word, YouTube, Facebook of ook die ander. Mag die Here jou seën en jou beskerm, mag hy jou genadig wees. Vrede vir jou. Heer, kom bly tog by ons, hoor. Kom breek ook vir ons die brood. En seën ook ons huis, Heer, ons verlang is groot. Na u vergifnis, Jesus, wees ons leer.